Vader in die hemel, so baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons vashou in die holte van die hand. Dankie dat U met ons gewees het in hierdie laaste week wat verby is. Maar Vader, dat ons met rustigheid en vrede aan U voete kan kom sit. Vader, dat ons U kalmte kan aanvaar en dat U vir ons rustigheid in ons harte sal gee, totdat ons die volgende week weer moet aanpak. Vader, ek bid en vra dat U sal wees met Tinnen, waar hy die voorprogram gaan aanbied, en dat U hom rustigheid in sy hart sal gee. En Vader, gaan met elke persoon wat hier sit, sodat U hulle harte sal oopmaak vir die boodskap wat hy het. Ek bid en vra dat U met ons sal wees in hierdie voorprogram, in die naam van alleen. Amen. Goeiemôre aan almal wat ek nog nie gegroet het nie. Ek dink as ons daardie slide dalk die eerste een kan opsit. Die meester van die wind, want ek 'n foto daar vir ons gekry, van die albatros, ons kan maar aangaan. Die albatros, hy's een van die grootste seevoëls, sy vlerkspan is eintlik een van die grootste vleiende voëls, 3,5 meter lank. Daar kan ons maar sien in verhouding met sy lyf, wat net 'n meter is dit nogals lank. Die albatrosse is hoogs doeltreffend in die lug. Moet ek bietjie nader so staan? OK. Kom ons probeer. Het julle dan die vlerkspan van die albatros gekry? 3,5 meter. Van indrukwekkende skepsel van God. Hulle voed op inkvis, visse en garnale en hulle aas op die oppervlak en duik partykeer ook diep af. Albatrosse is koloniaal, hulle broei meestal op afgeleë oseaniese eilande en dikwels is daar verskeie ander voëlspesies wat daar saam nes maak. Hy is ook 'n wenner in die huwelik, want paarbande tussen mannetjies en wyfies word oor verskeie jare gebou deur rituele danse en dan duur dit vir die leeftyd van daardie paar. Die broeiseisoen kan meer as 'n jaar duur, van die lê van die eier tot die vliegtyd van haar kuiken. En daar word net 'n enkele eier per jaar gelê. Die naam albatros, dit kom van die Arabiese naam, ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, hulle het ons klomp sulke tekentjies, maar gelukkig het Google dit vir ons bietjie makliker gemaak. Dis Alcadis, en dit is die duiker, dit beteken die duiker. In Portugees is dit Alcatraz, en almal ken daardie bekende tronk, Alcatraz. Die Latynse vorm van hierdie naam is Procella, en dit beteken geweldige wind, of storm, en ek wil so 'n bietjie stil staan op die wind. Ek dink ons kan aanbeweeg na die volgende prentjie daar, kan ons 'n bietjie meer van die albatros sien, en nog so een asseblief. Ek het hierdie een gekies, want daar kan jy sy merkwaardige snavel ook sien, en hoe hy dan uit 'n bietjie van 'n masker op sy oog, en hy bære ook sy voete daar, net soos vliegtuie ook hulle wiele intrek. Nog enetjie aan. Dankie, ons is nou by wind. Vir vliegtuie is dit belangrik om die wind te ken, vir die vlieëniers en die vliegtuig self. Aanloopbane word ontwerp om die heersende windrigting in ag te neem. So ons kyk na die sterkte en die rigting. Daar kan ons sien hoe sterk dit deur die palmbome, hulle wys vir ons hoe sterk dit waai. Nog een aan asseblief. Hierso is nou 'n vlieënier wat getoets word vandag. Die wind is lekker kruis, jy kan sien dat die neus van haar vliegtuig in een rigting punt en die aanloopbaan se middellyn hier na ons toe wys. So dit sê vir my, van die wind kom, daar waar die neus wys. Nou voor hy hom neersit, dan moet hy hom oplyn met sy radder of roer, en dan sal hy ook met die vlerke die eilerons gebruik om hom te rol in die wind in, anders word hy weer afgeblaas. So hy bring hom reguit, hy die wiele mooi, daai main wheels, daai agterwiele eerste raak, en mooi reguit is, en dan sit hy die neuswiel neer. Dit is nogal 'n tegniek. Vliegtuie hou van die neus, of hou van die wind reg op die neus. 'n Sterk kruiswind kan ons van koers af waai. Albatrosse is hoogs doeltreffend in die lug en gebruik dinamiese sweef en hellingsweef om groot afstande
met min inspanning te dek. Ons gaan na die volgende skuifie toe asseblief. Ek weet nie of julle mooi kan sien daar nie, maar ek het hierdie afgelaai wat vir ons wys hoe dinamiese sweef werk. Hy gebruik die windrigting en die snelheid wat verhoog soos ons in die lug opgaan om te klim wanneer hy in die wind met sy neus punt. Dan klim hy nou vir so 15 meter, dan draai hy, dan verloor hy 'n bietjie energie, maar hy waai weer terug na die oseaan toe en versnel, dan vlieg hy onder tussen die wolke. En dan draai hy weer. En die patroon kan hy volhou vir 1000 km 'n dag. En wanneer hy dit doen, is sy hartklop soos 'n rustende hartklop. So hy gebruik geen energie nie. Hy gebruik ook 'n spier in sy elmboog, wat die vlerke sluit, so hy hoef hulle nie oop te hou nie. En hy hoef ook glad nie te klap nie. Hy klap nie sy vlerke nie, hy het nie 'n engine nodig nie, hy gebruik net die sterkte van die wind. Hulle het hoë sweefverhoudings, 22:1, nou as mens dit vergelyk met 'n sweeftuig, is dit eintlik maar min. Moderne sweeftuie kry tot 50:1, 60:1, dit beteken vir elke meter hoogte kan ons 50 meter vorentoe sweef. Nou die albatros het net 'n 22:1 wat goed is vir 'n voël, maar hy het nodig om van die dinamiese sweef en ook die helling sweef of ridge lift te gebruik, en dit is nou die deel wat hy daar teen aan die golf, aan die windkant is. Dan waai die wind teen die golf op en hou hom in die lug. Albatrosse kombineer hierdie sweeftegnieke met die gebruik van voorspelbare weerstelsels. Albatrosse in die suidelike halfrond, wat noord van hulle kolonies vlieg, neem 'n kloksgewyse roete. En die wat suid vlieg, antikloks. En as mense 'n studie doen van die windrigtings en die standaard windrigtings oor die aarde, kan mens sien, dis presies hoe die wind waai, dit werk in hulle guns. Albatrosse leef baie langer as ander voëls. Ek het vir julle genoem dat hy 50 jaar lank leef, tot en met 70 jaar. Dis baie soos die mens, vergelykbaar met die mens. Ons het hulle huwelik, hulle is huwelikswenners, hulle kies een paar en hulle behou daai paar vir leeftyd en hulle leef tot en met 70 jaar. Die sportsmanne onder ons sal waardeer, ek dink hulle het al min, tensy jy 'n fantastiese sportsman is, maar mens kry min 'n albatros geslaan. Dit beteken jy slaan 3 houe onder paar. Gewoonlik is dit 'n birdie of 'n eagle, maar as jy fantasties is, dan slaan jy 'n albatros. As ons na Markus 4 verse 36 tot 41 kyk, ons kan na die volgende slide. Dan vind ons daar in die Bybel die regte meester van die wind. Ek lees dit uit Afrikaanse 83 vertaling. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die boot of die skuit waarin hulle gesit het. Daar was nog ander skuite by hulle. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind, sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees? Selfs die wind en die see gehoorsaam hom. Mevrou White kleer vir ons hierdie gedeelte meer in. En ek het dit vry vertaal in Afrikaans, so verskoon as daar foute ingeslyp het. Meester, gee jy nie om dat ons vergaan nie? Hierdie wanhopige kreet wek Jesus uit sy verfrissende slaap. In sy goddelike majesteit staan hy in die nederige vaartuig van die vissers. Te midde van die woedende storm, die golwe wat oor die boeg breek, en die lewendige weerlig wat om hulle slaan, was hy kalm en vreesloos.
Hy lig sy hand so dikwels gebruik in dade van barmhartigheid en sê vir die woedende see, vrede, wees stil, die storm hou op, die swaar golwe sak tot rus, die wolke rol weg, die sterre verskyn, die boot lê bewegenloos stil in die see, toe hy na sy disippels draai, berisp Jesus hulle en sê, hoekom is julle so bang? Hoe is dit dat julle geen geloof het nie? Die skielike stilte het oor die disippels gekruip. Nie 'n woord is gesê nie, selfs impulsiewe Petrus het nie probeer om 'n eerbiedige ontzag wat sy hart vul uit te druk nie. Die bote wat vertrek het om Jesus te vergesel, was in dieselfde gevaar as die van die disippels. Vrees en uiteindelike wanhoop het die inwoners beetgepak. Maar die bevel van Jesus het stilte gebring, waar net 'n oomblik voor alles was daar weer rus. Alle vrees is besweer, want die gevaar was verby. Die woede van die storm het die stilte wat volg, het die bote nader mekaar gedryf en almal wat aan boord was, het Jesus aanskou vir wie hy was. Ons het begin met die loflied 205, Meester die branderspreek oor ons. Hierdie lied is deur versoek van Dr. H.R. Palmer, die komponis en koordirigent, geskryf, of versoek aan Mary Ann Baker, wat het geskryf het. Dit is toe gepubliseer in 1974, en sy het op daai stadium 'n persoonlike storm deurgegaan. Terwyl sy gekomponeer het Baker die onlangse dood van haar geliefde broer William hanteer, wat aan tuberkulose oorlede is. Sy het haar emosionele toestand beskryf as boos en rebels, en het 'n storm in haar eie hart ervaar as gevolg van hierdie verlies. Sy kry Bybelse inspirasie uit Markus 4 vers 36 tot 41, wat ons nou bestudeer het, waar Jesus die storm op die see van Galilea stilmaak. Die lirieke is geskryf om haar reis van wanhoop tot vrede in geloof te weerspieël. Die lied word beskou as 'n volkslied en om innerlike vrede tydens persoonlike krisisse met fokus op geloof te gebruik. Geen waters kan die skip verswelg, waar die skepper van aarde en see opvaar. Hoe weet ons in die Ou Testament dat God nog steeds die meester van die wind is? In Amos 4 verse 13 sê dit, jy moet besef, hy wat die berge vorm en die wind skep, hy wat oor alle hoogtes van die aarde gaan, sy naam is die Here, die Almagtige. Die wind en die golwe gehoorsaam my met 'n hoofletter, vrede stil. Alles daar storme, wat dreig met vrees of duiwels of mense, of wat ook mag wees. Geen water verswelg ooit die skipie waar, die skepper van aarde en see opvaar. Ja, alles luister en doen my wil. Vrede stil, vrede stil. Ons dierbare God en Hemelse Vader, U is die meester van die wind in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Here, ons wil vra dat U asseblief die bietjie geld wat ons gebring het na U huis, dit sal vermeerder, daar sal stuur waar dit nodig is. Gaan asseblief saam met ons deur die res van hierdie Sabbatdag. Mag ons nooit vergeet dat U bly in beheer en U ondersteun ons. Elkeen ervaar dalk sy eie storm, maar U is daar gereed om te help. Ons moet net vra. Ons loof en prys U vir die goedheid. In Jesus naam. Amen.